I'm struck like lightning. My heart's beating like a drum on the edge of something wonderful. Face to face with changes. What's it all about? Life is crazy, but I know I can work it out, 'cause I got you to live it with me. I feel alright, I'm gonna take on the world. Light up the stars, I've got some pages to turn. I'm singing oh, 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 oh. I got a ticket to the top of the sky. I'm coming up, I'm on the ride of my life. I'm singing oh, 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 oh. Take on the world, 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 take on the world. Puzzle pieces, throw them up into the air, taking chances. Moments happen everywhere, and I've got you to live them with me. I feel alright, I'm gonna take on the world. Light up the stars, I've got some pages to turn. I'm singing oh, 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 oh. I got a ticket to the top of the sky. I'm coming up, I'm on the ride of my life. I'm singing oh, 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 oh. Take on the world, take on the world, take on the world, take on the world, take on the world. Flying high, I won't look down. Let my fears fall to the ground. I feel alright, I'm gonna take on the world. Light up the stars, I've got some pages to turn. I got a ticket to the top of the sky. I'm coming up, I'm on the ride of my life. I feel alright, I'm gonna take on the world. Light up the stars, I've got some pages to turn. I'm singing oh, 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 oh. I got a ticket to the top of the sky. I'm coming up, I'm on the ride of my life. I'm singing oh, 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 oh. Take on the world, 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 take on the world. Geachte meneer Van Rooyen, lede van die skoolse beheerliggaam, wat ook ouers is van ons skool, lede van die skoolse dagbestuur, personeel van Laerskool Orion, ouers en dan ons eregaste, ons graad 7's. Dit is vanoggend my voorreg om u by ons Spog skoolse klokseremonie te verwelkom. Alhoewel ons plek so 'n bietjie anders lyk, is dit nou nie ons skool nie, maar dit is daarom ons Spog geleentheid. En ek wil in besonder die volgende baie spesiale mense verwelkom. En wanneer ek die naam noem, wil ek net vra dat u asseblief sal opstaan, dat almal net weer kan sien hoe u lyk. Eerstens juffrou Anien Visser. Ek dink almal weet nog hoe sy lyk. Sy word ook nie by 'n dag ouer nie. Dit is ons kleuterskoolhoof, wat seker die meeste groei van Orion sien plaasvind, omdat baie van ons graad 7's daar begin, of hulle skoolloopbaan daar begin het. As ek net so vinnig kan kyk, wie van julle almal was in Orion land gewees? Steek gou op jou hand. OK, so ja, so juffrou Anien word nie baie ouer nie, dis hoekom hulle werk met die kleintjies, hulle bly jonk, hulle is jonk van gees, maar as ouma so aangaan, dan kry jy ouens soos meneer Van Rooyen, wie se hare net al hoe witter word, en meneer Hart verloor sy hare, en ek's ook al besig om my hare te verloor, so dit raak maar moeiliker, soos wat ons in die laerskool aangaan. Omtrent so 3 weke gelede het die kleuterskool dan ook hulle eie gradeplegtigheid gehad, wat julle so 8 jaar gelede dan gedoen het, waar julle op die drempel van julle laerskoolloopbaan gestaan het, en waar hulle sou begin het, en kyk waar sit jy vandag, nee, nou is jy al klaar, 7 jaar, bitter vinnig. Ons het ons tradisie goed voorbehou, en ons het
goed gedink om 'n bietjie terug te neem in tyd en dit is vir ons baie belangrik geweest dat u daai graad 1 fotootjie of daai graad R fotootjie vir ons moes stuur, want dit pas dan baie mooi by ons tema in van vandag en dit is groei, want by 'n laerskool groei ou en die groei wat hier plaasgevind het is iets ongeloofliks. Dan van die kleuterskool af beweeg ons dan na graad 1 toe. Graag verwelkom ek dan vir juffrou Marina Klaak. Sy is daarom nog nie so vergete nie. Ons verwelkom vir juffrou Linda Victor. Juffrou Stephanie Smit. En dan wil ek in hulle afwesigheid ook vir juffrou Marione en juffrou Letitia wat ook hulle graad 1 onderwysers was. Ook net welkom heet. Hulle, die skool waarheen hulle is, en hulle is ongelukkig almal by dieselfde skool, so die hoof is baie kwaai, so hulle mag nie hiernatoe gekom het vandag nie. So hulle vra om verskoning en maar hulle sê hulle dink aan julle en hulle gee julle net die beste wense. Dan is dit vanoggend vir my 'n eer en 'n voorreg om u wat in 2019 die graad 1 onderwyseresse was van hierdie graad 7 groep net hartlik te verwelkom. Dankie dat die tydjie afgeknyp het om hier by ons te wees vanoggend en hierdie spoggeleentheid vir die graad 7's by te woon. En dan het jy seker agtergekom, ons beweeg so 'n bietjie weg van die tradisionele manier. Ek wil graag eers net ons bedankings afhandel voordat ons met die hele proses aan die gang kom. Maar voordat ons begin wil ek net 'n kort storieetjie lees. In 2019 en jy kan nou self indink, dit is dalk u kind. In 2019 was dit die eerste graad 1 skooldag vir 'n klein Oriester wat nou 'n groot Oriester is. Die Oriester was so opgewonde oor sy eerste dag van skool en het met sy tas en 'n leer skool toe gegaan. Toe die Oriester by die skool kom, vra die Oriester se ander Orie maatjies vir hom hoekom hy 'n leer skool toe bring. Die klein Oriester antwoord sy maatjies en hy sê: "Ek het 'n leer gebring sodat ek na die hoërskool toe kan gaan, want my mamma het gesê dat as ek hard leer in die laerskool, sal ek die leer na hoër hoogtes kan klim en hoërskool toe kan gaan." So ek is bly julle het nie letterlik julle lere saam skool toe gebring in die graad 7's, maar dat jy daarom geleer het om vandag hier te kan sit. En baie dankie daarvoor en baie geluk ook daarmee. En dan net 'n brokkie wysheid is moet net nooit ophou leer nie. Geen om hoe oud jy is nie, moet nooit ophou leer nie. Met die bedankings wil ek dan graag vandag aan ons Hemelse Vader dankie sê vir hierdie pragtige dag en wat ook vir ons die spesiale dag gegee het. Dames en here, soos Murphy dit nou wil hê, is die son besig, 'n lekker sonskyn dag, na gisteraand se lekker reën, maar ons velde is sop nat en dit wat ons beplan het vandag, wat op die veld sou gebeur het, sou ook nie plaasvind nie. So dis hoekom ons na hierdie mooi kerkgebou toe gekom het en baie dankie vir hulle ook wat ons gehelp het hiermee. Ons wil dan ook elke ouer wat dan vandag hier so sit, baie dankie sê vir die tyd wat u opgeoffer het om vandag hier te wees. Dankie vir die moeite wat u vir die kind gedoen het om van die skool af hiernatoe te kom. Ek weet dit is baie gevra, maar dankie vir dit. En ek is seker dat hierdie 'n spesiale geleentheid vir elkeen gaan wees. Dankie dan ook vir elke ouer se samewerking, u ondersteuning en u positiewe bydrae tot ons skool en die kind se skoolloopbaan vir die afgelope 7 jaar. Dankie dat u vertroue in Laerskool Orion geplaas het om u kind in sy of haar eie reg te laat ontwikkel en 'n Oriester te wees. Dan ook aan elke graad 7 onderwyser wat hierdie jaar die graad 7's onderrig het, baie dankie vir die tyd, u geduld, u ononderbroke aandag, as ook die entoesiasme waarmee u die graad 7's hanteer het. Dankie dat u net die beste vir die graad 7's wou hê. In besonder dankie aan die registerpersoneel, meneer Pretorius, juffrou Leroux, meneer Eksteen, meneer Styl, juffrou Fourie. Dankie dat julle so 'n omgee hart vir hierdie graad 7 groep gehad het. Dankie vir elke WhatsApp boodskap, elke administratiewe taak wat u hierdie jaar verrig het. Sonder u hulp sou ons graad 7's verlore gewees het. En baie dankie daarvoor en kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Ons sê ook baie dankie aan mevrou Rautenbach, deur wie ons die Bybels aankoop. Julle sal later bietjie meer hoor van die Bybels. Dankie dan ook aan elke personeel van Orion wat vandag
betrokke was om dit 'n sukses te maak, van wat by die skool gebeur het tot wat hier in die kerksaal gebeur. Baie dankie. Ook vir juffrou Ilse Pretorius en juffrou Leroux vir die opmaak van die personeelkamer en te help rondom die spesiale eregaste se bederf. Dan in haar besigheid juffrou Monique de Klerk vir die maak van die uitnodigings, as ook die ontwerp van die Bybelse binneblad waarop ons die graad 7 se boodskap ingelees het. Dit sal julle ook meer van weet later. En dan ook aan juffrou Corneille Fourie vir die knip en die plak van elke leerder se boodskap in die Bybel. Ons waardeer dit. Dan sonder meneer Danny en juffrou Anisha vandag spesifiek sou hierdie gedeelte nie kon plaasvind nie. Baie dankie vir julle hulp, vir julle moeite en met die skyfie vertoning en wat later gaan gebeur sal almal dan kan raak sien. Meneer Hart en die werkers wat nog altyd sorg dat ons terrein netjies is. Ons het 2 van ons werkers ook hier vandag. Baie dankie vir hulle wat ons help daar buite om die voertuie op te pas. En dan ook aan meneer Van Rooyen, baie dankie vir die geleentheid dat ons op so 'n intieme manier en 'n spogmanier kan afskeid neem van ons graad 7 groep. Dan in besonder baie dankie aan Dominee Philip en sy kerkraad en almal hier betrokke dat ons die NG Kerk Brackenhurst se gebou kan gebruik. Hulle het nie geskroom om ons te help nie, dames en here. Ons het gebel, hulle het gesê is reg en hier gaan ons en hier is ons. So ons sê baie dankie. Hulle het hulle arms oopgemaak vir ons en hulle het ons gehelp. So ons sê baie dankie daarvoor. En dan wil ek gou vra dat juffrou Ronelle Leroux net vir my hier voor langs my kan kom staan asseblief. Terwyl sy opkom, soos julle almal weet, is juffrou Ronelle ons graad 7 se graadhoof. Baie van u het met haar te doen gehad hierdie jaar. Sy is ook die een wat op meeste van ons boodskapies uitgestuur het en sy het met baie van julle gekommunikeer. So ons wil net juffrou bedank namens die graad 7 groep, namens die skool. Baie dankie vir juffrou se ondersteuning, juffrou se hulp, juffrou se moeite met alles, juffrou se mentorskap oor hoe ons dinge moet doen en reg moet doen. Ons waardeer juffrou en ons is dankbaar vir juffrou. So hier's net ietsie kleins om dankie te sê. Ek gaan dan vandag vra of dat Justin, ek wil net eers voordat ek jou oproep, vir Justin en Janay Appel van die Tree, hulle is daar by die Doxa Deo gemeente, ek wil hulle eers welkom heet voordat ek hom oproep om ons boodskap te kom lewer. Justin en Janay werk nou die hele jaar nou met ons graad 7's gewerk en ons leierskapsprogram en opleiding gedoen. So hulle het 'n paadjie gestap. Ons stap al 'n geruime paadjie saam met Doxa Deo en die Tree. Tree staan vir Transforming Education Environment. En die program wat hulle gevolg het hierdie jaar is die Lead Today wat spesifiek oor ons leiers gaan, ons leieropleiding en elke opleidingssessie wat hulle gehad het is gekonnekteer met 'n Christelike boodskap. So ons hoop dat dit vir hulle iets van waarde was, maar ons weet definitief dat hierdie program 'n sukses is en ons is dankbaar vir julle. Dankie dan ook vir die paadjie wat ons saam met julle kan stap. Ek roep graag dan vir Justin op wat dan vir ons vandag se opening gaan waarneem. Baie dankie. Daar sê, dankie meneer Chris, goeiemôre graad 7's, beheerliggaam, personeel en meneer Maak, al die ouers, dit is vir my en Janay regtig so groot voorreg om hier te kan wees en ja, julle is nie eers my kinders nie, maar julle voel so, dit is so mooi en ek het skone pad daar in die keel. So baie dankie dat ons 'n pad kan stap met julle kinders en dat julle dit toelaat en 'n skoolhoof het wat toelaat dat kerke betrokke raak. Dit is so nodig. En met ons Lead Today program wat ons stap met die graad 7's, inkorporeer ons maar 'n hele paar van Christus se beginsels vanuit die evangelie. Ons glo werklik dat hy is maar een van die beste leiers. Hy het altyd in liefde gelei, hy het invloed gebring en daar was impak waar hy gegaan het. En daai is dieselfde karaktereienskappe wat ons met al 16 sessies deurgewerk het hierdie jaar met elkeen van julle graad 7's. En so julle moet my verskoon as ek vandag hierdie kant toe kyk, maar my boodskap is gerig aan hulle. Want alhoewel julle Lead Today voltooi het hierdie jaar, hou leierskap nie hier op nie. Jy is ontwerp om 'n leier te wees. Dis jou design, dit is jou purpose. Maar soms as ons nie lekker verstaan hoekom is ons hier nie, voel ons verlore, voel ons kwaad, voel ons frustreerd.
En ek glo soos wat hierdie jaar tot op die einde gekom het, weet julle darm nou, wat is daai eienskappe? Hoe funksioneer ek as 'n leier in die samelewing? En een ding wat ek vir hulle gesê het, wat ek hoop hulle sal altyd onthou is, alhoewel ons almal ontwerp is om 'n leier te wees van God se koninkryk, is ons almal nie goeie leiers gebore nie. Goeie leiers word gekweek, goeie leiers word ontwikkel, word gesny en word 'n pad mee gestap. En dit is wat ons hierdie jaar gedoen het. So graad 7's, wie hou van vinnige karre? Daarom so 'n paar, ek sou gedink jy daar's meer. Wie weet wat is 'n Ferrari? Yes, prys die Here, julle ken hom. So 'n paar jaar terug, ons het ver langs 'n familie, vriende, die man is 'n mynmagnaat en die vrou was 'n bestuurder van 'n paar Diskems. So hulle het gerol in die geld en 1 jaar, onthou ek, het hulle 'n Ferrari California gekoop, so bloedrooi Ferrari. Nou, daai Ferrari, ja, ek verduidelik dit, dis amper soos die hemel. So as jy daai deur oopmaak, jy stap daarin en as jy so hoof vat, ruik jy net leer, vars leer. En as jy gaan sit, ouens, dit voel of jy gaan sit op wolke. Dit is fantasties. En sy dak kan afslaan. Maar hierdie kar begin op 3.5 miljoen rand. Hy gaan van 0 tot 100 km/h in 3.5 sekondes. Dis maar stadig, hè? My Nissan 1400 is bietjie vinniger as dit. Maar dit is hoe amazing daai Ferrari is. En hopelik eendag, as die Here goed is vir my, sal ek ook daar kom. Maar dink gou saam met my, dink julle ons kan 4x4 grondpaaie gaan ry met daai Ferrari? Nee, ek seker hier's 'n paar ouens in Lower Alberton wat gaan traai grondpad ry met daai Ferrari. Maar dit gaan nie so goed afgaan nie, nê. Dink julle ons kan 'n bakkie sleep met daai Ferrari? Nee, hoekom nie? Want net soos elkeen van ons met 'n purpose gemaak is, het 'n Ferrari 'n doel. En ons kry daai doel as ons die cabbiel oopmaak, is ons 'n dik wit boek, as jy al ooit gewonder het hoekom daar so 'n boek in jou pa se kar is. Dis die kar se user manual. Dis die handleiding en in daai handleiding sê dit, luister, hierdie Ferrari is ontwerp vir leksheid en sport en om vinnig te ry. Nie om karre te sleep nie, nie om op grondpaaie te gaan ry nie. Dit is sy doel. Dit is hoe hy ontwerp is. Nou net so is elkeen van ons, elke Christen, almal wat hier sit, is ontwerp met die doel om leiers te wees van God se koninkryk, leiers te wees van God se mense, reg? Maar jy is nie sommer net hier nie. Daar's 'n spesifieke doel oor jou lewe. Die Engels sê, you are wonderfully and fearfully made. As ons kyk na Psalm 139, kom Dawid en hy sê, luister, jy's wonderlik aan mekaar gesit. As Jesus kyk na jou, elkeen van julle, sien hy uniekheid. Hy sien hoe spesiaal jy is. Hy sien daai ding wat jy nog nie raak sien nie en hy smile breed oor jou. Oor elkeen van julle. Hy sien daai doel, hoekom jy hier is. Hy sien nie die verlorendheid in jou nie. Hy sien nie daai fout wat jy raak sien nie. Hy sien, daar sit my kind, en daar sit my kind, wat ek wou gehad het, wat ek so wou maak, om leiding te neem in my koninkryk. So as ons die vraag wil beantwoord, wat is God se ontwerp oor my en oor jou? Wat is die design? Wat sê my handleiding? Dan kyk ons vandag na Efesiërs 5 vers 1 en die apostel Paulus kom beantwoord daai vraag. Hy sê die volgende, hy sê, volg God se voorbeeld soos geliefde kinders van hom. So Paulus kom en hy sê, luister, ons moet wees soos ons hemelse Vader is. Jy sien, voor 'n kar gemaak word daar eers 'n blueprint opgetrek, planne word opgeteken, daar word een van daai karre gemaak en dan is daar 'n toetsbestuurder van Ferrari self wat in daai kar klim en hy gaan toets hom en hy vat hom deur seker hoeveelheid toetse en dan as hulle happy is, dan maak hulle meer van daai kar. Nou net so is dit met ons, of jy dit glo of nie, maar Jesus is jou blueprint. Hy is gemaak en God het gesê, Genesis 1 vers 26 tot 28, kom ons maak die mens in ons gelykenis, om te lyk soos ons, om te funksioneer soos ons, om leiding te vat oor dit wat ons geskep het, die mense, die aarde self, die plante, die diere, dit is hoekom ek jou gemaak het. En daar's vandag 3 punte wat ek vir jou wil gee, want as leiers moet ons loop in ons ontwerp. Nou daar's 3 maniere van loop wat ek wil hê julle moet onthou. En die eerste een is, jy moet loop in sy liefde. Jy sien, liefde is die belangrikste eienskap vir Christus. In die Ou Testament kry ons
10 gebooie, in die Nuwe Testament kry ons 1. En daai 1 sê hy, is in Matteus 22 vers 38, hy sê, hê my lief en hê mekaar lief. Hoekom? Want sonder liefde, 1 Korintiërs 13, het ons niks en is ons niks. So alles begin op 'n plek van liefde. As jy wil lei, as jy 'n goeie leier wil wees, Hitler, almal kyk na hom of na Trump, ouens, enige iemand kan lei uit 'n plek van posisie uit. As ek jou nou sit as 'n CEO van King Price, almal gaan jou volg. Dis jou posisie. Jy het mag, jy het autoriteit, maar dit maak jou nie 'n goeie leier nie, want hulle volg jou uit vrees. Hulle volg jou want hulle moet. Jy sien, jy is ontwerp dat mense jou volg uit liefde, uit 'n plek, jy het invloed in mense se lewens. Ons het baie gepraat hierdie jaar oor invloed, baie gepraat oor connection met ander mense, verhouding, want dis waar dit begin. So as leiers is al 4 maniere hoe ons loop in liefde is, deur respek te hê vir mekaar, deur vriendelik te wees met mekaar, deur selfbeheersing toe te pas. Ouens, jy die autoriteit, jy die mag oor die keuses wat jy neem, oor die dade wat jy doen, oor elke ding voor jou, elke dag. En die laaste een, ja, hierdie is 'n moeilike een. Soms daai mense wat ons te nakom, daai boelies, moet ons vergewe. Jesus verwag nie ons moet hou van almal en sê dit wat hulle doen is reg nie. Maar hy sê vergewe hulle soos ek jou vergewe het. Want dit is dan om soos daai Ferrari te gebruik om 300 km/h by Kyalami om die baan te gaan jaag. Dis waarvoor hy gemaak is. Moenie 'n kar probeer sleep met 'n Ferrari nie. Dis nie sy doel nie. En jou doel is om te lei uit 'n plek van liefde uit, om te loop in liefde. En die tweede manier van loop is loop in die lig. En Paulus kom in vers 8 van Efesiërs 5 en hy vertel die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Dis eintlik so eenvoudige, maar tog asemrowende verhaal as jy sien. So daar was 'n Jood gewees op 'n dag en hy was op pad van Jerusalem af Jerigo toe en op pad soontoe toe kom daar rowers en hulle oorrompel hom, sê die woord. En hulle los hom daar eenkant, steel sy besittings, hulle het hom aangerand en daar lê die Jood. En daar kom 3 ouens verby. Die eerste ou wat verbykom is 'n Lewiet en hy loop en hy stop en hy kyk en hy sê nee en hy loop aan. En daar's 'n tweede ou wat stop, die priester. En nou sê jy seker vir jouself, die priester, hy gaan hom definitief help. En die priester kyk vir hom, nee. En daar loop die priester verby. En daar wil ek eintlik ophou lees. Want dis juis ons doel, is om deur voorbeeld te lei, as pastore, as dominees. Maar toe stop daar 'n derde ou, en hier is waar die wonderwerk inkom. Sy naam, hy was 'n Samaritaan, en hy hou stil met sy donkie, of wat ook al hy op gery daai tyd, en hy kyk vir hierdie Jood wat daar lê, en hy kry 'n stuk compassion in sy hart, liefde. En hy sê, weet jy wat, ons is eintlik vyande, die Jode en die Samaritane was vyande gewees. Maar hy klim af, en hy gaan na hom toe, hy laai hom op, en hy vat hom na 'n herberg toe, sê die Afrikaanse Bybel, en dis eintlik maar 'n hotel in vandag se terme, en hy betaal die hotelbestuurder, en hy sê, laat hierdie ou hier bly, geef hom kos, geef hom klere, ek kom môre terug. Dis hoe ons loop in die lig. Dis vyande ouens, die vyand het sy vyand gehelp. Dis hoe dit lyk om te leef in die lig. Ek hoef jou nie te ken en van jou te hou, om jou te help nie, om die lig in die donkerte van jou lewe te wees nie. Want dis wat ons baie van ons sê. Baie van ons sê dit. Maar ek moet jou net kies om lief te hê. Kies om die lig te wees in jou lewe. En die lig beteken om op te staan vir wat reg is. Die lig beteken ons help ander mense God sien wat reeds in ons is. En ons sê nee vir sonde, ons sê nee vir verslawing, ons sê nee vir slegte keuses. En dis is om die Ferrari skoon en blink te hou, want wanneer ons hom skoon hou, sien almal dis 'n Ferrari. As jy hom nie was nie, dit kan 'n Alfa wees, kan 'n Mercedes wees, wat is hierdie, is nie seker nie, hy lyk 'n bietjie oud. Maar om hom te gebruik vir sy ontwerp, moet ons hom skoon hou, moet ons hom netjies hou. En dis die keuse waarmee jy sit, gaan ek die lig wees en my kar skoon en netjies hou myself, of gaan ek die duisternis wees? En ag, is okay, ek sal hom volgende week was, en dit word 6 maande later. En die laaste manier van loop is loop in wysheid. Efesiërs 5 vers 15 kom Paulus en hy sê, ouens, soms dink ons as mens, ons weet beter, maar hy sê God weet die beste. God weet meer. God sien die draai af in die pad. Hy sien die foute. Hy sien waarmee jy gaan sukkel. Hy sê kom na hom toe met jou keuses. Gaan sit by hom vir raad. Gaan sit by hom vir wysheid. En hy sê
As jy vir God vra vir wysheid, gaan jy niks tekort kom nie, want God gaan dit vir jou gee. Hy gaan jou nie los nie, hy's 'n Vader. Hy sê, wanneer ons vra, sal hy gee. En dis is om jou Ferrari se GPS te gebruik om op die regte pad te bly. Want jy sien, as 'n Christen, is dit wat ons nodig het om te doen. Hy is ons GPS. Ons moet tyd maak vir hom. As leiers moet ons by hom gaan sit. Ons kan nie lei as ons leeg is nie. You can't take others where you haven't been before, John Maxwell. Hy sê, ek kan nie ander lei na 'n plek van posisie en mag toe as ek nog nie daar was nie. Is jy ingeplak by jou souls, gaan sit jy by die ou wat jou create het se voete elke dag. En ek wil afsluit deur te sê leiers, want dis wat julle is. Maak nie saak van jou posisie nie, maak nie saak of jy in die hoërskool verkies word as 'n prefek nie. Jou ontwerp is leier. Julle het so mooi gegroei hierdie jaar. Al wat jy moet doen is elke dag opstaan en sê, ek kies vandag om te lei uit 'n plek van posisie in Christus, want ek is 'n kind van God. My naam is Justin, maar dis nie wie ek is nie, dis wie jy my herken, dis my naam. Ek is kind van God, en ek lei uit daai plek uit van autoriteit. Dis nie arrogansie nie, dis autoriteit. So elke keer wanneer jy voor 'n keuse staan as 'n leier, vra die volgende 3 vrae. Is dit wat ek doen, gaan dit in liefde wees? Bring ek lig in die situasie in of nie? Want as ek nie lig bring nie, moet ek niks bring nie. En die laaste een is dit wat God wou hê ek moes doen? Want jy sien, as ons daai 3 goed beantwoord, en ons staan op dit, en ons leef volgens liefde en lig en wysheid, gaan ons wees soos die apostel Paulus. Ons gaan wyse leiers wees. Want ons staan in sy krag, en ons verstaan ons ontwerp as 'n leier van Christus. So ek wil vandag vir julle sê, jy is nie daai roesige ou 1400 bakkie van my nie. Jy is daai blink Ferrari. Maak oop jou oë as jy in die spieël staan. Laat toe dat hy vir jou wys hoe uniek en perfek jy gemaak is. Want dis hoe hy jou sien as hy vir jou kyk. En dis die plek waar jy uit moet lei as 'n leier. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir hierdie geleentheid wat ons het as boeties en sissies in Christus om vandag in u teenwoordigheid te staan en hierdie graad 7's te lei as 'n gemeenskap van gelowiges in hulle volgende seisoen in. Dankie vir 'n skool wat dit moontlik maak en sê ons staan op God. Hy is ons fondasie. Vader, ek vra elke vrees wat hulle mag hê vir die hoërskool, van wat voorlê, van dit wat hulle nie ken en nie weet nie. Here, maak hulle rustig. Help hulle om daai hand van genade op hulle skouer te ervaar vandag. En lei hulle in wysheid, in liefde, in die lig. Vader, ek bid 'n seën uit oor hulle vandag, Vader, dat alles waarna hulle raak van hier af vorentoe, dat dit prosperous sal wees, maar dat dit sal wees tot eer van u naam. En dat hulle daai eienskappe sal toepas en sal groei in verhouding met u. Hulle is ons volgende professors, volgende onderwysers, volgende presidente, volgende dokters. Vader, ek vra, hou hulle vas in die hand. En ons ouers, Vader, dankie vir hoe wonderlik hulle hierdie kinders groot gemaak het. Wees met hulle, Vader. En mag hierdie dag vir hulle 'n dag wees wat hulle sal onthou in Jesus naam. Amen. Ons sê baie dankie Justin vir daai mooi woorde en daai stukkie pitkos wat ons kinders kan saamvat in hulle hoërskool in. So ouers, vandag het die graad 7's vir oulaas die klok gelei, soos wat hulle net gelei het toe hulle graad 1 was. Om die begin van hulle laerskoolloopbaan aan te dui, het hulle so ook die klok gelei om aan vandag die einde van hulle laerskoolloopbaan aan te dui. Alhoewel hulle nou nog nie hulle rapporte het nie, maar ons simboliseer dit. En dit is skrikwekkend om te dink dat ons aan die begin van die jaar, dit voel net soos gister, wat ons aan die begin van die jaar gesit het en ons met u kind gepraat het en met u gepraat het oor hoe gaan graad 7 loop. En kyk waar sit ons nou. Net so moet dit seker ook skrikwekkend wees vir u om te dink dat die kind 7 jaar gelede met sy of haar laerskoolloopbaan begin het. En hier sit ons aan die einde van die kind se laerskoolloopbaan. Toe die eerste uitnodiging van hierdie klokseremonie aan u gestuur is ek seker dat die volgende woorde en emosies by u opgekom het. Wat? Sjoe? Nee. Dankbaar? Trots? Verlig? Blydskap? Hartseer? Angs en kommer? Tyd het gevlieg? O genade?
Dit voel soos gister. En ons is seker dat jy vinnig agtergekom het dat die tyd nie stil staan nie. En net oor bietjie meer as 5 jaar sit die kind aan die einde van hulle hoërskoolloopbaan. En dit is 'n scary ding. Dan is die kind klaar met matriek. Klas van 2030. Ons het nogals gedink, toe ek gedink het aan 2030, toe ek 'n kind was, so dog ek, ons gaan met karre vlieg en daar gaan allerhande goedjies wees, maar ons is sterk op pad soontoe. Maar binne 5 jaar is ons daar. So graad 7, ek praat nou spesifiek met jou. 7 jaar is verby. Plus minus 2555 dae. Plus minus 61.320 ure. Plus minus 3.6 miljoen 79.200 minute het julle van Januarie tot hier einde November gebring. Julle is nou aan die einde van 'n belangrike fase in jou lewe, jou laerskoolloopbaan, jou laerskoolfase. 'n Fase wat deur baie kenners gesien word as die belangrikste fase van jou lewe, want dit is wat jou gevorm het. 'n Belangrike fase waar leer en kennis en ontwikkeling plaasgevind het. En hier by Laerskool Orion, 'n spogskool, is dit 'n skool met baie hoë standaarde. 'n Skool wat verseker bo enige ander uitstaan en uitblink, het julle met ywer hard gewerk en geleer. Jy het uitdagings in die gesig gestaar, jy het hoogtepunte en laagtepunte beleef. In die tyd van jou laerskoolloopbaan het jy baie min dinge ervaar wat normaal was, soos kom ons kyk COVID, toe julle eintlik net met julle netbal en rugby moes begin het, toe was COVID daar. En wat julle moet weet is dat julle dit oorkom het, en kyk waar sit jy vandag. Die feit dat jy vandag hierso sit, is 'n bewys dat jy enige uitdagings wat die lewe oor jou pad bring, kan oorkom, en dat jy goed genoeg is, soos jy is. Vra of meneer Danny of hy vir ons net die video kan speel. Lig jou ken en ken jou lig. Dis moeilik. Ek weet. Is moeilik om jou ken te lig as dit voel asof jy die hele wêreld op jou skouers dra. En is moeilik om jou ken te lig as jy nie glo dat die wêreld tevrede gaan wees met wie jy is nie. Die Here sê stop. Vat 'n oomblik. Kyk op en haal asem. Ek is met jou. Ek gaan nêrens heen nie. So lig jou ken en gaan sing saam. Gaan dans saam, gaan pluk daai blom, gaan drink daai koffie. Gaan raak 'n paar duisend keer verlief. Tip die kaart, groet die vreemdelinge. Lig jou ken en sien die mense rondom jou. Die mense wat kies om te bly. Sien die nuwe dag en as jy gister geval het, dan staan jy vandag op met nuwe moed en nuwe krag. Want val sal ons val, maar dit gaan nie oor hoeveel keer jy val nie, dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. En as jy bang is jy val, wel, jy val nie baie hard as jy klaar op jou knie is nie, doen nie. Ken jou lig. Psalm 139 vers 14. Jy is beeldskoon. 1 Petrus 2 vers 9 sê, jy is gekies. Johannes 1 vers 12, jy is 'n kind van God. En Jeremia 31 vers 3, hy sal jou vir ewig lief hê. Hier is wat die Here van jou dink. Dieselfde Here wat berge en sterre en mense soos Robbie Wessels gemaak het. Hy sê dat jy beeldskoon is. So hoe durf jy anders glo? En jouself oordeel as die Here sê dat jy beeldskoon is. Ken jou lig en weet wat jy verdien. Want jy is soveel meer werd as wat jou Instagram like sê jy is. En jy is soveel meer werd as wat jou bankrekening sê jy is. En jy is soveel meer werd as wat die skaal sê jy is. En jy is meer werd as die voertuig wat jy ry en waar ook al jy bly. Jy is goud werd. En jy beter nie dat iemand jou anders oortuig nie. Lig jou ken en ken jou
lig. So graad 7 in hierdie tyd het jy ook al agtergekom dat jy uitdagings en struikelblokke nie alleen kan oorkom nie. Jy het jou ouers nodig om jou te help en te ondersteun, en ouers, die feit dat jou kind nou hoërskool toe gaan, beteken nie dit stop nou nie. Hulle het jou nou meer nodig as ooit. Daar's baie dinge wat in hulle lewe gaan gebeur. En wat vir hulle lekker sal wees as hulle weet u is nog by hulle en u ondersteun hulle, geen nie om wat gebeur nie. Maar die heel belangrikste is dat jy moet opkyk en uitstyg bo jou uitdagings. En die enigste persoon wat jou kan help, is God. Ons raad aan jou vir die toekoms en die pad vorentoe in die hoërskool, is dat jy ten alle tye jou ken sal lig, en opkyk na die hemel en sal weet, dat dit is waar jou krag vandaan kom. Indien dinge moeilik raak vir jou, of het tuis is of by die skool, lig jou ken, kyk op na God, en styg uit bo jou uitdagings. Graad 7's, Laerskool Orion, ons wens vir jou toekoms, is dat dit met jou sal goed gaan. Mag jy alle sukses behaal waarvoor jy werk. Mag jy droom en mag jou drome waar word. Hou vas aan jou taal, hou vas aan jou kultuur, hou vas aan jou eie identiteit. Weet ook dat Laerskool Orion altyd 'n deel van jou lewe sal wees. Ons hou elkeen van julle dop, moet ons nie vergeet nie, koester jou laerskoolloopbaan en die herinneringe wat jy opgebou het. Kom sê hallo, kom ondersteun ons aktiwiteite, kom hou by ons skool, stuur jou kinders na ons skool toe, en mag die Orion ster vir ewig in julle harte skitter. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir u baie dankie dat ons as 'n Orion gemeenskap vanoggend in u naam by mekaar kon kom. Dankie vir u hand wat u oor ons ouers en leerders die afgelope 8 tot 7 jaar gehou het. Dankie dat u elke dag met ons is. Dankie vir u seëninge oor ons almal. Vader, hier waar ons aan die einde staan van 'n laerskoolloopbaan, waar ons leerders en ons ouers weer met 'n nuwe fase voor hulle sit, gee vir hulle die leiding. Gee u hand vir hulle en stap saam met hulle. Ons vra nie dat ons dit verdien nie, maar alleen uit u genade. Amen. Dames en here, elke graad 7 leerder ontvang vandag 'n pragtige Bybel as 'n geskenk. Voor in die Bybel het ons 'n teks geskryf wat jy vir altyd moet koester. Ons hoop is dat jy hierdie Bybel sal gebruik as jou rigtingwyser en dat dit ook sal dien as 'n bewys waar jy vandaan kom. Elke graad 7 leerder se naam gaan nou geroep word om die Bybel te ontvang. En dan soos die leerder op die verhoog stap, gaan daar 'n skyfie met die leerder se graad 1 of graad R foto, as ook 'n graad 7 foto verskyn. Nou hierdie foto simboliseer die groei wat die kind hier by Laerskool Orion beleef het. Op hierdie skyfie verskyn dan die leerder se nuwe hoërskool, as ook sy of haar gunsteling herinnering van die laerskool. Leerders ontvang dan ook hulle sertifikaat van deelname vir hierdie jaar. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. En jou doen en jou laat
Hoogte wat ons hier aan leer, maar die golwe faciliteer. Fundamente wat ons hier aan bouwlik ons staan.